Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 19de Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Divinay Nel se moordenaar kry 25 jaar direkte tronkstraf. Nuushooftrekke vir vandag: hoofgitaarspeler van die Kiesgroep sterf op 74 jaar. Divinay Nel se moordenaar kry 25 jaar tronkstraf. SASSA in Nyasna stort ineen. Toyota Cheetahs verloor teen Black Lions van Georgia. Proteas wen met 10 paadjies teen Sri Lanka in 'n wêreldbekerwedstryd. Suid-Afrikaanse hokkiespanne haal eindstryde in Egipte. Die afgelope tyd was dit volop in die nuus oor die skoolmeisie Divinay Nel wat 16 jaar oud was en in graad 10 in die Overberg Hoërskool. Die hoofstuk is nou in die Hooggeregshof in Kaapstad finaal klaargemaak deur die jong moordenaar wat nou 18 jaar oud is, 'n vonnis van 25 jaar direkte tronkstraf gekry het. Hy het skuld beken op al die aanklagtes teen hom. Die verkrachtingsklag wat teen hom gemaak is deur die hof teruggetrek. Volgens getuienis wat gelewer was hulle vriende op skool. Die moord het plaasgevind in 'n kamer op die skoolgrond tydens 'n sportdag. Die beskuldigde het 'n mes uitgehaal en vir Divinay in die nek en bors gesteek, wat uiteindelik tot haar dood gelei het. Haar linkerlong het ook platgeval tydens hierdie striweling en volgens die lijkskouingsverslag het die lem die regterkamer van haar hart ook deurboor. Hy het aan die hof genoem, na alles plaasgevind het hy gevoel of sy dalk nog 'n polsslag gehad het. Hy het toe haar selfoon by haar liggaam afgevat en haar bakkie geloop, waarop hy dit op die bakkie gegooi het. En toe het hy as noodbeampte na die veld teruggekeer. Albei van die twee tieners het in Garabou gewoon. Die beskuldigde is op 16 Augustus deur die polisie in hegtenis geneem. Hy het met die staat 'n pleitooreenkoms aangegaan en hy is tot 'n vonnis van 25 jaar gestraf. Die moordenaar se naam mag nie bekend gemaak word nie, omdat hy minderjarig was ten tye van hierdie misdaad. President Cyril Ramaphosa het saamgestem met sy besluit om die polisie se taakspan in KwaZulu-Natal ondersoek te ontbind, volgens Senzo Mchunu, geskorste minister van polisie. Dit is in die inligtingssessie dat Ramaphosa sy goedkeuring daarvoor gegee het, sê Mchunu. In dieselfde asem sê Mchunu, sy vergadering met Ramaphosa was net 'n inligtingssessie en nie 'n bespreking nie. Hy het dus nie sy redes vir die ontbinding aan Ramaphosa verstrek nie. Dit was 'n kort inligtingssessie, het Mchunu gesê. Die komitee ondersoek die plofbare beweringe van polisiekorrupsie wat deur luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, gemaak is. Mkhwanazi beskuldig Mchunu daarvan dat hy by polisiesake ingemeng het en onwettig opgetree het toe hy die taakspan wou ontbind het. Mchunu donderdag in sy getuienis ontken dat hy bande met misdaadsyndikaate het. Volgens hom wou hy die taakspan ontbind weens onder meer die nuwe organigram wat vir die polisie opgetrek is, klagtes oor die taakspan en om begrotingsredes. Al wat ek kan onthou is dat ek gesê het daar 'n saak waaroor ek baie ernstig kommer ontwikkel het Mchunu aan die media gesê. Hy sê hy kan nie presies onthou hoe lank die vergadering geneem het nie. Die presidentsie het vroeër aangedui dat hy nie deurlopend op getuienis gaan kommentaar lewer nie en dat Ramaphosa meer as bereid is om voor die komitee sowel as die Mdlanga kommissie te verskyn. Mchunu sê in November 2024 is 2 vergaderings gehou waarop hy met Masemola gepraat het oor die noodsaak om die taakspan te hersien weens die nuwe organigram. Dit moet almal diep bekommer dat daar steeds Suid-Afrikaners is wat honger gaan slaap en met leë maag wakker word en dit moeilik vind om kos vir 'n oorlewing te vind. President Cyril Ramaphosa het op 'n beraad in Kaapstad gesê waarom moet die hele samelewing saamstaan om maniere te vind om voedselonsekerheid hok te slaan. Die tema van vanjaar se beraad is maatskaplike geregtigheid, voedselsekerheid en vrede, baie na gelykheid, solidariteit, volhoubaarheid en klimaatveerkragtigheid. Ramaphosa het daarop gewys dat voedsel 'n basiese mensereg is met die regering wat oorverplig is om toegang daartoe te bevorder. Dis 'n reg wat nie weggeneem of verwater mag word, het hy gesê. Hy sê Suid-Afrika het een van die grootste programme vir maatskaplike welsyn op die vasteland geskep met meer as 9 miljoen skoolkinders wat daagliks gevoed word. Ramaphosa sê gevalle van wanvoeding en verdwerging by kinders bly steeds kommerwekkend en hy gaan vra dat daar 'n verslag gedoen moet word oor waarom dit gebeur in toenemende land met wonderlike voorraadketings en stelsels vir die produksie van kos. Volgens Ramaphosa gaan dit vereis dat die regering en sy vennote 'n gekoördineerde stel strategiese ingrypings moet prioritiseer. Dit sluit in 'n gereelde hersiening van die minimumloon om met inflasie tred te hou.
hersiening van beleid oor armes, sodat gemeenskappe meer geld het om gesonde kos te koop, diversifisering van programme vir voedselsekerheid en die uitbreiding vir die net vir maatskaplike welsyn. Ellen Winde, Wes-Kaapse premier, het in sy toespraak klem gelê op die rol van werkskeping om armoede en voedselnood te bestry. Ice Frehley, wat 74 jaar oud was, oorspronklike hoofgitaarspeler van die rockgroep Kiss, is donderdag in Morriston, New Jersey oorlede. Volgens Lori Losarian, wat hom verteenwoordig het, het hy onlangs by sy huis geval en word sy dood daaraan toegeskryf. Die omvang van sy heengaan is van epiese proporsies en onbegryplik, het hy gesê. As ons terugdink aan sy ongelooflike prestasies, sal hy sy nagedagtenis vir ewig voortleef. Kies het die musiektoneel in die 1970 op sy kop gekeer met hulle kenmerkende klank en voorkoms. Die DA eis antwoorde van die Nyasman munisipaliteit oor die ineenstorting van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, naamlik SASSA, se dienste in hierdie dorp. Die munisipaliteit het vroeër van dese maand op sy Facebook-blad aangekondig dat SASSA tot verdere kennisgewing nie die gemeenskapsale kan gebruik om sy dienste te lewer nie, weens die verstryking van 'n memorandum van verstandhouding in hierdie verband. Die DA Nysna sê in 'n verklaring, hy is teleurgesteld met die versuim om die memorandum van verstandhouding met SASSA se satellietkantore in Nysna te finaliseer, sodat dienste aan hierdie dorp se mees kwesbare inwoners gelewer kan word. Christo Bezuidenhout, woordvoerder van die Nysna munisipaliteit, sê by navraag die munisipaliteit het al deurgaans alles in sy vermoë gedoen om te verseker dat die SASSA-dienste sonder ontwrigtings kan voortgaan. 4 mans het in die Landdroshof in Khayelitsha verskyn op aanklagte van poging tot moord, openbare geweld en kwaadwillige saakbeskadiging. Polisie sê die 4 is in hegtenis geneem nadat hulle Woensdag aand 'n RG12 panservoertuig van die polisie, oftewel 'n Nyala, aan die brand gesteek het in gewelddadige betogings in Khayelitsha. Volgens 'n polisiewoordvoerder het die voorval in Baden-Powell-Rylaan by die Empolweni plakkerskamp plaasgevind. Toe die polisielede met die Nyala van die toneel af weggery het, het hulle rook in die voertuig opgemerk en uitgespring. Venezuela het duisende troepe naby die Kolumbiaanse grens ontplooi in reaksie op die Amerikaanse militêre opbou in die Karibiese eilande na die jongste aanval op 'n dwelmsmokkelnetwerk. Minstens 27 mense is tot dusver dood in aanvalle op die vermeende dwelmsmokkelbote. Die Amerikaanse aanvalle het vrees in Venezuela laat ontstaan dat die uiteindelike doel van 'n regeringsverandering is. Venezuela het nou met militêre oefeninge begin, waaronder die ontplooiing van 17.000 troepe in die provinsie Táchira aan die Kolumbiaanse grens. In die jongste aanval was daar oorlewendes, het verskeie Amerikaanse nuuskanale, onder meer CBS, CNN en NBC berig. Hulle het ondergenoemde Amerikaanse regeringsamptenare aangehaal. President Donald Trump het ook laat blyk dat hy ook geheime CIA optrede teen Venezuela gemagtig het en verdere stappe teen vermeende dwelmkartelle oorweeg. As die Amerikaanse regering as 'n onderneming beskou word, het dit in 2001 laas wins gemaak en het word die afgelope 24 jaar teen 'n verlies bedryf. Die Amerikaanse regering het verlede jaar $5,000 miljard uit onder meer belastings ingevolge, maar het $680,000 miljard, bykans 40% meer aan sy uitgawes bestee. 'n Belegging in staatseffekte beteken 'n belegger leen geld aan die staat en verdien dan rente daarop. Die ekonomie te stimuleer, kan mense meer geld maak en dan kan die regering meer belasting vra. Indien gesentraliseerde geldeenhede soos die dollar, euro en rand tot niet gaan, het hy kripto 'n gedesentraliseerde eenheid as versekering. Oftewel binnekort die huidige stelsel gaan vervang word, is nie duidelik nie. Vrydag aand 1800 in die Vrystaat Toyota Stadion was die Cheetahs die gasheer vir die Black Lions van Georgia in die openingswedstryd van die Toyota Challenge. Die Cheetahs is aangevoer deur die ervare nommer 5 slot Victor Sekekete en die Black Lions se kaptein was Mikhail Babunashvili. Die wedstryd is deur die ervare Hanro van Rooyen hanteer as skeieregter en hy is bygestaan deur Tiaan Engelbreg en Ashton Okhuis. Die TMO was Steven Geldenhuys 6-3 is deur die besoekers gedruk en vir die Toyota Cheetahs het van Vuren, Jasper, Anis, Sekekete en Nkabinde 3 gedruk. 2 geel kaarte is aan die manne van die Black Lions uitgereik vir gevaarlike spel. Welverdien vir die Black Lions het die eindtelling gewys 39 en 38 punte vir die Toyota Cheetahs. Die dames Protea span het weer eens gewys, hulle moenie sommer afgeskryf word nie. Hulle het teen die dames van Sri Lanka gespeel en reën het die wedstryd amper gekelder vir beide spanne. Na 'n redelike onderbreking, 'n spel deur Sri Lanka hervat. Hulle het die loting gewen en besluit om eers te gaan kolf. Sri Lanka se kolwers het as volg lopies ingeryg: Wisme Goranatre,
het 34 lopies van 33 balle geslaan wat 4 insluit en is toe deur Karabo Meso uitgevang vanaf Nonkuleko Mlaba sy uitstekende bilwerk. Jamari Atapatu, die kaptein, het 11 lopies van 25 balle aangeteken. Aseni Pereira het na haar ingekom en kon slegs 4 lopies byvoeg vir haar span. Asita Samarikwana het 13 lopies ingeoes toe sy deur Laura Wolfhard gevang is op die buiteveld. Kavisha Delare het 14 lopies van 13 balle gekry en is ook deur Laura Wolfhard uitgevang. Nicolashi de Silva het toe 18 lopies van 17 balle gekry, waarop Anashwin Sanjiwani net 1 lopie kon aanteken. Die Protea dames het hulle beurt begin met kaptein Laura Wolfhard en Tasman Brits aan die stuur van die Colvers. Laura Wolfhard het voorwaar weer 'n kapteinsbeurt gespeel en 60 lopies geslaan van 47 balle, wat 8 vure ingesluit het. Tasman Brits het haar mooi ondersteun en 55 lopies nie uit aangeteken van 42 balle, wat 4 vure ingesluit het en 2 sesse. Afrika het gewen met 10 paadjies en beklee nou die tweede plek op die Wêreldbeker toernooi. Vrydag aand uit die Blou Bulle, die manne van Connacht op Galway die stryd aangesê. Na die Bulle se verloor verlede week teen die Ulsterspan met 28 vir Ulster en 7 punte vir die Bulle, moes hulle natuurlik die bordjies verhang het en gewys het hulle gaan nog ver kom in die VRK toernooi. Vir Ulster het Sian Prendergast opgedraf as die kaptein en vir die Bulle was Reinhard Ludwig die leier van die wedstryd. Die skeieregter was Mike Adamson van Skotland en hy is bygestaan deur Andrew Cole van Ierland en Jack McNeese ook van Ierland. Die TMO in die wedstryd was die ervare Holly Davidson van Skotland. Vir die Bulle het Dewey 2-3 gedruk en Willie Leroux 1-3 en 2 van die 3 is deur Keegan Johannes verdoel en ook het hy 2 strafskoppe deur die regoppale van Ulster gejag. Goeie wedstryd was dit beslis, wat lekker hardloopbrapie opgelewer het, soos ons die Bulle ken. Een rooi kaart is aan Josh Murphy van Ulster gegee, nadat 'n Bulle speler met die vuis bygekom het. Sebastian de Klerk is as speler van die wedstryd aangewys, aangesien sy spel baie goed deur die wedstryd was, wat tot verskeie dreë gelei. Die finale telling was wel verdien vir die Bulle met 28 teen die 27 punte van die Ulster span. En nog 'n VRK wedstryd wat Saterdag beslis is, was die manne van die Leeu's die gasheer vir die Scarlets. In Johannesburg 4-3 is vir die Leeu's gedruk, waarop die Scarlets net met 2-3 kon antwoord. Die wedstryd is voor 'n redelike, luidrigtige skare gespeel en hulle is met goeie hardloop rugby getrakteer. Die Leeu's het verseker met 'n oorwinning dat hulle ook nou punte op die VRK leer kom byvoeg vir hulle die eerste wen van die seisoen. Die Leeu's het geëindig met 29 teen die 18 punte van die Scarlets. Ander uitslae wat ons ontvang het van die VRK lyk so: die Dragons het 17 en Cardiff Rugby 24, Edinburgh 43 teen Benetton se 0, Connacht het 27 en die Bulls 28, die Leeu's het 29, die Scarlets 18, die Sharks het 26 aangeteken teen Ulster se 34, Leinster het 14 en Munster 31, Zebra het 13 aangeteken teen die Stormers se 21 punte, die Ospreys het 17 teen die Glasgow Warriors se 42 aangeteken. Die VRK punteleer lyk as volg: in die eerste plek is die Stormers op 19 punte, in die tweede plek is Munster ook op 19, in die derde plek is die Glasgow Warriors op 16 punte, gevolg in die vierde plek deur Cardiff Rugby op 16 punte, vyfde plek is Ulster met 15 punte, in die sesde plek is die Bulls met 14 punte gevolg, in die sewende plek met Benetton op 9 punte, het Zebra ook op 9 punte, in die negende plek is Edinburgh met 8 punte, in die 10de plek is Connacht met 8 punte, gevolg in die 11de plek met die Lions op 6 punte. Die Suid-Afrikaanse mans en vroue hokkiespanne speel in die eindstryd in die toernooi om die Afrika beker in Ismailia, Egipte, teen onderskeidelik Egipte en Ghana. Suid-Afrika se vroue het Nigeria met 5-0 in 'n laaste groepwedstryd gewen en sodoende eerste in hulle groep geëindig. Die verdedigende kampioen het 3 van sy 4 wedstryde gewen en teen Kenia met 0 elk gelyk opgespeel. Suid-Afrika het Ghana vroeër die week met 3-2 gewen. Suid-Afrika se mans het hulle plek in die eindstryd teen Egipte reeds voor gisteraand sy eerste groepwedstryd teen Nigeria beklink. Die span het dit vermaak toe hy Ghana Woensdag met 11-3 gewen het. Suid-Afrika het sy tweede wedstryd van die toernooi met 3-1 teen Kenia gewen en daarna met 3 teen Egipte gelyk opgespeel. Die wenners die naweek sal vir die eerste wêreldbeker toernooi kwalifiseer wat volgende jaar in Nederland en België aangebied sal word. Ange Capuzzo, Paolo Garbisi en Michel Amaro is terug in Italië se groep vir die komende November rugby toetse nadat hulle in Julie weens beserings nie die toer na Suid-Afrika kon meemaak nie. Ewens die talentvolle trio sal ander ervare spelers soos die flank Michel Amaro van Benetton en die Bordeaux Begley skramskakel Martin Peitsrello
ook weer hulle land se trui oor die koppe kan trek. Celia Molokwane is steeds geskort uit alle netbalaktiwiteite in oorleg met Wêreldnetbal se dissiplinêre reëls. Die beheerliggaam het bygevoeg, die mediakonferensie wat Molokwane donderdag by 'n huis in Polokwane gehou het, is nie deur NSA gereël nie. Mami Diale, NSA se waarnemende president, sê in 'n verklaring, volgens hulle kennis is Molokwane steeds geskort ingevolge die reëls van Wêreldnetbal. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeu for You. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerbrug vir die streek lyk so: Messina 1834, Polokwane 1427, Lephalale 1934, Mbombela 1426, Mahikeng 1631, Pretoria 1530, Johannesburg 1426, Ermelo 923, Galagari 1832, Gaborone 1934, Richards Bay 1721, Pietermaritzburg 1215, Durban 1619, Port St Johns 1621, Pongola 1624, Maputo 1728, Bethlehem 29 in die middag, Bloemfontein 1327, Allewal Noord 1024, Welkom 1326, Vryburg 1529, Kimberley 1630, Appington 1732, Prieska 1530, Springbok 1030, Karasburg 1429, Keetmanshoop 1531, Mariental 1733, Alexanderbaai 1219, Brandvlei 1230, Loederitsbaai 1329, Vredendal 1032, Kaapstad 1422, Sutherland 422, George 1118, Jeffreys Bay 1318, Geberra 1018, Grafreinet 721, Kaaps Ougelas 1220, De Aar 1026, Molteno 718, Beaufort Wes 925 en laastens Oos-London 11 en 17 grade Celsius in die middag. Die rand verhandel teen R17.35 teenoor die Amerikaanse dollar. Australiese dollar kos R11.28. Die euro verhandel teen R20.24. 'n pond kos R23.31. Die yen kos 12 sent. Silwer se prys is $51.94 Amerikaanse sent. Platinum se prys is $1,613. Palladium kos $1,491. Goud se prys per fyn ons is $4,250. Die prys van Brent olie per vat is $61.29 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: moenie jou geluk op ander mense soek nie. Dit gaan jou alleen laat voel. Soek dit in jouself. Jy sal geluk beleef, al is jy alleen. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir almal toegewens.